onderwerp van lewe, 'n lewe. Ek het laas gepraat oor lewe, lewe van hoop. Ek gaan teen Leonora, jou hare lyk mooi hoor. Ek gaan vanmôre preek oor lewe, 'n lewe van diensbaarheid. 'n Lewe van diensbaarheid. Ek gaan baie tekste gebruik en ek gaan hulle uit verskillende vertalings gebruik. So jy kan maar notas maak of jy moet dit volg as jy later sou wou op YouTube of Facebook. Of as Shamaine die boodskap, die stemnota uitstuur, kan jy dit daarso kry. As jy iemand vir die eerste keer ontmoet, en hulle vra jou, hulle sou jou vra, dit gaan nou 'n bietjie vreemd klink, hulle vra jou, wat is jy? Wat is jy? Hoe sou jy antwoord? Watter enkele term sou jy gebruik om jouself te beskryf? Dan sal jy antwoord in terme van jou beroep. Baie mense vind hulle identiteit in hulle beroep. Iemand gaan sê, ek is 'n ketelmaker. Of ek gaan sê, ek is 'n tuissy. Gaan sê, ek is 'n tuiste skepper. Wel, vandag kry iemand so. Of hy gaan sê, ek is 'n onderwyser. Of ek is 'n stoper. Of ek is 'n developer. Of ek is 'n spakie. Of whatever ook al. Miskien gaan jy antwoord in terme van jou gesinsposisie. Jy kan sê, ek is 'n vader, of jy gaan sê, ek is 'n moeder. Die moontlikhede is so baie. Miskien gaan iemand antwoord in terme van hulle godsdienstige oortuigings of affiliasie. Ja, hulle gaan sê, ek is 'n Christen, of ek is 'n moslim, of ek is 'n apostolie. My oupa se oupa was al 'n AGS ou gewees. Of ek is 'n baptist. Miskien gaan jy antwoord in terme van jou nasionaliteit. Ek is 'n Suid-Afrikaanse burger. Miskien gaan jy antwoord op grond van jou etniese agtergrond. Wat is jy? Ek is 'n boer. Ek is Afrikaner. Of ek is 'n Zulu. Of ek is 'n Skot. Wat ook al. Of jy gaan sê, ek is jy blind, ek is 'n man. Of ek is 'n vrou. By the way, daar's niks anders nie. Dis net een van daai twee. Die manier waarop jy daardie vraag beantwoord is belangrik. Want dit openbaar watter persoonlikheidseienskappe jy as sentraal tot jou identiteit beskou. Wanneer die Nuwe Testamentiese skrywers hulle self voorstel, gebruik hulle baie interessante term om te sê wie hulle is. Hulle sê nie Christen of disipel of leraar nie. Hulle sê, kom ek lees vir jou, Romeine 1 vers 1, Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God. Jakobus 1 vers 1, Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme. 2 Petrus 1, Simeon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus aan die wat net so kosbare geloof as ons verkry het. Judas 1 vers 1, Judas, 'n diensknegt van Jesus Christus en broer van Jakobus aan die wat geroep in God die Vader. Wat sê dit vir ons? Hulle status of hulle posisie as diensknegte was belangrik. Hulle beskryf hulle self as diensknegte. Hoe belangrik is dit vir jou om te dien? In die jare na die dood en die opstanding van Jesus Christus, die uitstorting van die Heilige Gees, is die kerk jong en die kerk begroei en ontstaan en ontwikkel en die kerk ontwikkel hulle eie identiteit, die gemeente identiteit in Jesus Christus, die Christen identiteit en ander dinge vervaag en hierdie Christen identiteit is 'n identiteit van diensknegt of dienaar wees. Die diensknegt gedagte kry in die Nuwe Testamentiese kerk prominensie, word baie belangrik. Wat beteken dit om 'n Christen te wees? Dit beteken ek is 'n diensknegt. Dis hoe hulle gedink het. Diensknegt van wie? Diensknegt van God, diensknegt van Jesus Christus, 'n diensknegt van die evangelie, die goeie nuus dat Jesus Christus red en vergewe en ewige lewe kan kry. Ek is 'n diensknegt van die kerk en van ander gelowiges. Die hele idee van diensknegt
Verras dit jou dalk? Hoe voel jy oor daardie benaming diensknegt? Hallo liewe Rhoda, prys die Here, daar agter sit Rhoda. Sy is gesond genoeg om kerk toe te kom, loof die Here. Ja, ek sien nou eers. Verras dit jou dalk? Klink dit vir jou dan iets goed? Staan jy die oggend op en jy sê, praise the Lord, ek is wakker, waar kan ek dien? Ek gaan vandag 'n diensknegt wees. Dit is dan so lekker gedagte. Ek gaan vandag dien. Ek raak so opgewonde daaroor. In die konteks van ons tyd, is dit nie juist 'n positiewe ding nie. Dis nie iets wat mense beheer nie. Iets wat mense opgewonde maak om soos 'n diensknegt te wees, of om soos 'n diensknegt behandel te word nie. Jy sien, almal wil dien, gedien word, maar niemand wil dien nie. Almal wil gedien word, maar niemand wil dien nie. Ook in die kerk van die Here is dit so. Ons lewe in 'n verbruikerssamelewing. In steede daarvan dat ons die Christusgesindheid wêreld toe vat, bring ons die wêreldgesindheid kerk toe. Wat is in dit vir my? Hoe kan die gemeente my help? Hoe kan die gemeente my dien? Of tot my lewenskwaliteit bydra? Wat gaan ek uit hierdie gemeente kan kry? Hoekom moet ek hier aanbid? Wat gaan hulle vir my kan doen? Wat kan die pastoor vir my doen? By the way, baie min hoor. Gaan hierdie gemeente vir my meer kan doen as 'n ander gemeente? Dan wil ek eerder hierso wees. Waar word ek beter gedien? Waar voel ek beter? Waar is dit vir my lekkerder? Luister, kliëntediens is 'n enorme uitdaging in ons land. Oral waar jy kon kry slegte diens. Ek en Ria gaan koop nou eendag kussings by die materiaalwinkel en welkom goed wat sy laat oortrek het vir die kinders. En die man wat die kussings moet dra van agter af bakkie toe. Gooi die kussing in die bakkie. Hy wil nie ingaan nie. Ek sê vir hom, as jy lus om hierdie werk te doen, want lyk nie so nie. Vrydag aand kuier ons by my swaar en skoonsister en die kinders, ons almal sit aan tafel, en hulle het by die ander swaar hulle gaan kuier in Abu Dhabi, en die dogtertjie 11, Amorey, dierbare ding, sy sê, toe ons in Abu Dhabi was, het hulle my in al die winkels daar behandel, asof ek iemand baie spesiaal is. Ek sê, regtig, was dit vir jou lekker geweest? Sy sê, dit was baie lekker geweest. Ek het soos 'n groot mens gevoel. Ek sê, dis mooi, en hierso, sy sê, hier wil hulle ons nie eens groet nie. Wanneer pastoor Johan by die werf van Amerika afkom, dan sê hy in Suid-Afrika, dan kuier ons partykeer bietjie. Nou het ek al agtergekom, wanneer ons sou gaan ontbyt eet of iets, dan sê ek vir hom, Johan, luister, jy is in Suid-Afrika. Okay? Jy's nie in Amerika nie, want anders is daar 'n hense storie met die kelners oor die swak dienslewering. Dan sê hy vir my, maar in Amerika, ek sê, maar jy is nie in Amerika nie, jy is in Afrika, Pel. Hy sê, maar dis die minste wat hulle kan doen, ek sê, ek weet. Hoekom is dit so? Omdat in ons dag en tyd steeds vernederend beskou word om te dien. Mense wat dien, is nie trots op dit nie. Hulle is nie trots op hulle werk nie. Hulle word sleg behandel, want hulle is die een wat bedien, en hou nie trots op hulle werk nie, en is 'n bose kringloop. Hulle word nie gerespekteer nie, en hulle respekteer ook nie, en partykeer is dit sommer net slegtigheid. Dit is algemeen onder alle mense, alle tye, alle lande heen. Dis die menslike natuur. Ons wil nie die persoon wees wat dien nie. Ons wil die een wees wat bedien word. Ons wil die een wees wat die bevele gee, nie die een wat die bevele uitvoer nie. Ons wil die een wees wie se behoeftes versorg word. Ons wil die een wees wie se grille en geite geëntertain word. Volgens die wêreld se waardestelsel sou niemand by sy volle verstand kies
om 'n diensknegt te wees as hy iets anders kon doen nie. Niemand sou vrywillig die rol van 'n diensknegt aanneem nie, behalwe een man, Jesus Christus, want hy lewe volgens 'n ander waardesisteem as ons in die wêreld. 'n Man wat gedien het, nie uit noodsaaklikheid nie, maar uit liefde. Die seun van God, hy kon eise stel, hy kon verwag dat almal hom dien, maar hy kies om 'n dienaar van almal te word, 'n man wat bereid was om selfs die geringste, die onaangenaamste take te verrig, soos om die voete van sy disippels te was, 'n man wat bereid was om selfs ten koste van sy eie lewe te dien. Luister wat sy skryf Paulus in Filippense 2 vers 5 tot 8. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klou nie. Ek lees uit 'n nuwe vertaling en die ou een is my te moeilik. Ek verstaan hierdie een beter. Hy het gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klou nie, maar hy het homself al van leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself, ek wil insit, verder nog verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Luister na wat Jesus sê, wat is nodig as jy hom wil volg? Hy sê Matteus 20:25, maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê, julle weet dat die owerstes van die nasies oor julle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen, maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. Vers 28, net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien. Matteus 23, vers 11, maar die grootste van julle moet jul dienaar wees. Wie homself verhoog sal verneder word, en wie homself verneder by implikasie deur te dien, hy sal verhoog word. Hoe preek ek dan oor dienaarskap? Ek het laasweek getuig oor al die ouens in die gemeente wat goed doen, en wat goed doen sonder dat ek hulle vra eers. Dit sal onregverdig wees teenoor daardie ouens as ek nie preek oor dienaarskap nie. Stem jy saam? Om 'n disipel van Jesus te wees beteken ons om 'n volgeling van Jesus te wees, 'n leerling, 'n navolger. 'n Disipel van Jesus is iemand wat streef daarna om meer en meer en meer soos Jesus te wees. Elke dag so 'n bietjie meer soos Jesus te wees. Hy is ons model, hy is ons voorbeeld. As jy 'n disipel van Jesus is, sal jy 'n lewe van diens lewe. As jy 'n disipel van Jesus is, sal jy 'n lewe van dien lewe. Kom ons kyk kortliks na 'n paar Bybelse beginsels vir diens. Of Christelike diens. 1. Daar is 'n prioriteit wanneer dit by Christelike diens kom. Galasiërs 6 vers 9. En toe ek hierdie voorberei, toe klaar voorberei, toe sien ek, joh, maar daar's nog 'n paar punte wat ek miskien preek ek weer daaroor volgende Sondag. Daar's 'n prioriteit wanneer dit by Christelike diens kom. Galasiërs 6 vers 9. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Ons eerste verpligting wanneer dit kom by diens is teenoor mekaar. Ander gelowiges. Jy kan uitreik om die gemeenskap te bedien. Die kerk mag uitreik, die kerk behoort uit te reik, maar ons prioriteit is hier. Ons prioriteit is binne die kerk. Dit is my mooi as ek sien ouens is betrokke in die gemeenskap, maar jou prioriteit is hier. Dis die eerste plek. Dit mag eng klink, dit mag selfsugtig klink, maar dit is nie. Dis God se plan.
Ek luister die ander dag op RSG het hulle hierdie gesprek met 2 of 3 predikante en dit gaan oor het die kerk bestaansreg en 'n klomp twak en een van die predikante, ek wens ek kon hom so in die keel slaan. Hy sê toe die kerk moet meer betrokke raak in die gemeenskap by projekte en nou luister ek ons so. En ons moet meer betrokke raak by infrastruktuur herstel en ek wil vir ons sê, jy praat ons nou twak. Jy praat onsin. Die kerk is veronderstel om die regering se gewete te wees. Ja, daar stem ek saam. Maar die kerk dis nie die kerk se verantwoordelikheid, dis die regering se verantwoordelikheid. Die kerk moet die regering aanspreek. Ja. Ons eerste verpligting, ons eerste diens staan teenoor mekaar, dit is God se plan. Dink bietjie aan jou eie gesin, wat sou mense sê, as jy al jou tyd aan ander mense se kinders spandeer, maar jy sien jou eie kinders nooit nie, of wat as jy al jou geld gebruik het, om ander se kinders te versorg en hulle behoeftes te voorsien, maar jou eie kinders kry net die bietjie wat oorbly. Mense sou dink jy's 'n slegte ouer, mense sou dink jy ontduik jou verantwoordelikheid teenoor jou gesin, en weet jy wat, hulle sou reg wees. Maar dieselfde geld vir jou gemeentegesin. Dieselfde geld vir jou broer en suster wat saam met jou aanbid. Luister hierdie skokkende verhaal van 'n vrou in nood wat na Jesus toe kom. Markus 7:25. Want 'n vrou wie se dogtertjie, ons praat van 'n kind, dadelik, dis moeilikheid, dis ernstig, 'n vrou wie se dogtertjie 'n onreine gees gehad het van hom gehoor en gekom en voor sy voete neergeval. En sy was 'n Griekse vrou, 'n Syro-Fenisiese van geboorte, en sy het hom gevra om die duiwel uit haar dogter uit te dryf. Dis nogal 'n geldige issue hierdie, dink ek. Ek dink is nogal 'n dringende saak. Dis 'n saak met meriete. Die dogtertjie is besete, dis 'n krisis. Maar Jesus sê vir haar, laat eers die kinders versadig word, want dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en vir die hondjies te gooi nie. En sy antwoord en sê vir hom, ja Here, maar die hondjies eet daarom onder die tafel van die kinders se krummels. Hy sê vir haar, terwille van hierdie woord kan jy gaan, die duiwel het uit jou dogter uitgevaar. Jesus het prioriteit gehad wanneer dit gekom het by diensbaarheid. Sy eerste prioriteit was die kinders, nie die hondjies nie. Wie was die kinders? Die kinders was die Jode. Die hondjies was die ander nasies. Hy sê eintlik vir die vrou, jy's 'n hondjie. Al het hy uiteindelik hierdie Griekse vrou se dogter genees, was sy fokus op die Jode of die verlore skape van die huis van Israel, soos hy hulle genoem het. Jou fokus behoort eers te wees op jou broers en susters in Jesus Christus, nie op die SPCA nie. Wil jy hoor skry oor SPCA? Ek praat die week met 'n ou, of toe ek op vakansie was met 'n ou, hy sê ek sal die SPCA 0 gee. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, want ek het saam met hulle gewerk, ek het op hulle gedien, op hulle bestuur gedien. Hy sê, hulle worry oor 'n ou van 85, wat 2 ou skilpaaie al vir 15 jaar in sy erf het. Hy sê, maar hulle worry nie oor die duisende donkies wat geslaan en mishandel word nie. Hy sê, hulle wil hy ou oom se 2 skilpaaie loop vat. Hy sê, nee, laat ek jou sê, dit miljoene rande. Miljoene. Hulle kry boedels in huise en karre. Hy sê, dit miljoene. Maar hulle worry oor 'n ou man se 2 skilpaaie. Hulle kan die krummels kry. Jesus het prioriteite gehad wanneer dit by diens gekom het. Sy eerste prioriteit was die Jode. Jou eerste fokus behoort te wees op jou broers en susters in Jesus Christus. Die grootste deel van tyd en hulpbronne wat jy beskikbaar het om ander te dien, moet bestee word aan jou broers en susters in Jesus Christus. Ek sê nie dat ons niemand moet dien wat nie die Here dien nie. Paulus sê uitdruklik, wees goed aan almal, maar jou prioriteit moet wees die huisgesin van jou geloof, die liggaam van Christus, die kerk van die Here. Jy dien God se kerk met die brood en jy dien die ander met die krummels. Sê amen.
Jy dien God se kerk met die brood, en jy dien ander met die krummels. Terloops, ek wil vir jou sê, jy wat graag geld gee vir alle welsynorganisasies, en moenie met leeuwtjies boer nie, en ek weet nie wat se nonsens als nie, 40% van daai geld gebruik hulle vir administrasie, die land se wet sê hulle kan. Ok, jy mors jou geld. 2, om te dien soos Christus is gewoonlik baie ongerieflik. Ons lees in Matteus 14, dat Herodes 'n verjaardagpartytjie gehou het. En hy nooi al sy vername gaste na die verjaardagpartytjie toe. En die dogter van Herodias dans vir hulle. Ek wonder baie keer wat se soort dans daai was. Anyway, die dogter van Herodias dans vir hulle. En Herodes is so beïndruk met hierdie dans. Hy sê, jy kan my enigiets vra. Sy hardloop na haar ma toe. Wat moet ek die koning vra? Die ma sê vir hom, jy soek die kop van Johannes die Doper in 'n skottel. Sy gaan terug. Herodes sê, ek het 'n bad belofte gemaak. Ek voel nou sleg oor die saak, maar ek het dit gedoen voor ander mense terwille van my woord. Hy laat onthoof vir Johannes die Doper in die tronk. En toe Jesus dit hoor, sê die woord, het hy in 'n skuit daarvandaan weggegaan na 'n stil plek om alleen te wees. Maar die mense het daarvan gehoor en hom te voet uit die dorpe gevolg. Luister, Johannes die Doper is so pas vermoor gewees. Jesus was bedroef oor sy neef se dood, maar hy het ook 'n tweede ding verstaan, dat dit die begin inlei van sy eie openbare bediening. En Johannes was die voorloper, en nou dat hy weg was, nou het Jesus se werk begin. Jesus het tyd vir homself nodig gehad. Jesus het afsondering gesoek. Hy moes homself loop voorberei het. Maar die skare vind hom en hulle sak op hom toe. En hy bedien hulle. En was dit vir hom gerieflik om hulle te bedien? Nee. Was dit geleë? Nee. Was hy vol droefheid? Ja. Hy was besig om homself geestelik, verstandelik, fisies voor te berei vir die belangrikste 3 jaar van sy aardse lewe. Die belangrikste 3 jaar in die hele menslike wêreld, geskiedenis. Hy het nodig gehad om te dink, hy het nodig gehad om te rus, hy het nodig gehad om te bid, maar ewe skielik is daar hierdie behoeftige mense, stuur hy hulle weg? Nee. Raas hy met hulle? Nee. Bedien hy hulle? Ja. As ons wil dien soos Christus gedien het, kan ons nie daarop aandring dat behoefte by ons skedule moet pas nie. Kom ek sê wat die kerk van God is gemaksigtig, en dit maak ons lam. Pastoor, ek is so lief vir die Here. Pastoor, ek wens ek kan soos Jesus wees. My gemeente, ek is so lief vir my mense. Pastoor, ek is 'n disipel van Jesus Christus. Nee, pastoor. My kinders se skoolaktiwiteite, dit vat ontsettend baie van ons tyd. Miskien eendag, maar ek sal ongelukkig nie kan doen nie, die skool vat te veel van ons tyd. Nee, pastoor, jy weet, ons weke is so vol. Naweke chill ons. Dit is ons gesinstyd. Ons weke is so vol. Naweke is dit, nee, ek sal ongelukkig nie kan nie. Pastoor, ek sou graag wou, maar ons is regtig baie besig. Jy weet, my man werk die hele tyd, oortyd. Yes, ek wens ons kon meer doen, maar sorry. Pastoor, ek is nou oud, ek het my deel gedoen. Daar is die vetste liefstorie in die kerk, hoor. Pastoor, ek het my deel gedoen. Ek voel daar's nou 'n jonger geslag wat na vore kan tree en pastoor, ek gaan nou deur 'n baie moeilike seisoen. Nee, ek sal nie nou kan nie. Ek moet myself eers vind. En dan soek sy haarself, solank as wat ek in daai gemeente is, vind sy haarself nooit nie. Seisoen verander nie. Ek het daar gesê, pastoor, sy wil nie gehelp word nie. Regtig, ja. Ek het daar gesê, ek sal haar help, Albert, maar nie Dinsdag, Woensdag, Maandag, Vrydag, Saterdag of Sondag nie. Donderdagmiddag het ek van gesê, van 4:30 tot so 5:45. Maar sy wil nie, so ek het my hulp aangebied, sy wil dit net nie hê nie.
Pastoor, ek sal help, maar asseblief, ek kan nie verf nie, ek kan ook nie 'n skroef indraai nie. Ek kan nie papier optel nie, my rug is baie seer. Okay, admin, nee, ek is bad met admin, ek kan nie admin doen nie. Okay, bid nie, ek kan nie vir mense bid nie, ek gaan nie vir mense bid nie, pastoor. Nee, ek sal dit ongelukkig nie kan doen nie. As jy by die klank kan werk, nooit jy al die knoppies, Okay, sal jy die kamera kan werk, nee, ek kan niks van daai doen. Okay. Sommige mense is meer as gewillig, of bereid, om enige iets te doen. Soos net nie my planne bots nie. Die derde punt, Christelike diens vra meer as tyd. Put your money where your mouth is. Ek wil so graag dien, pastoor, okay, dis wonderlike nuus. Put your money where your mouth is. Lukas 8 vers 1. En daarna het hy die een stad en dorp na die ander deurgereis en gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. En die 12 was saam met hom, ook sekere vroue wat genees was van bose geeste en siektes, Maria wat Magdalena genoem word, uit wie 7 duiwels uitgegaan het, en Johanna, die vrou van Gisa, 'n bestuurder van Herodes, en Susanna en baie ander wat hom almal met hulle besittings gedien het. Hoe dien jy die Here met jou huis? Doen jy? Nee, pastoor, jy en pastoor Kobus kan dit doen, julle kan mense nooi. Pastoor Kobus, hy nooi al die jubeljare daarna hom toe. Dan gee hulle lekker vetkoekemins en hy wys hulle 'n movie. Hoe doen jy God se kerk met jou huis? Dien jy God se kerk met jou huis? Hoe dien jy God se kerk met jou kar? Of met jou geld? Of met jou telefoon? Of met jou rekenaar? Of met jou wifi? Hier is mense wat dit doen. Hier is mense wat dit doen. Maar doen jy dit? Vierde punt, Christelike diens vra vir die regte gesindheid. Wat is die regte gesindheid? Gewillig, vreugdevol, met blydskap. Gewillig, vreugdevol, met blydskap. Moenie vertel wat dit jou kos, dat ander jou moet waardeer nie. Moenie vertel hoe moeg dit jou maak nie. Pastoor, maar ek het dit gedoen met die liefde van die Here. Daai vrou. Ek kom eendag hier op die verhoog, ek kyk, hier is sulke stands, wat ek nie ken nie, mooi goed, sulke soliede goed. Ek sê vir Jan, waar kom die stands vandaan? Ek ken dit nie. Kyk hoe mooi is dit gemaak. Goedjies wat indraai, proppies op die pote, dis sulke mooi goed. Ek sê, wie het hierdie stands gemaak? Waar kom die stands vandaan? Ja, sorry man, ek gaan dit nou maar sê, yes, I like it nie. Hy sê vir my, Eddie het die goed gemaak. Ek sê, Eddie, het jy hom gevra? Hy sê, nee. Eddie het gesien, daar's 'n behoefte in, hy ander stands wat hy koop, hy vonkom stands is rubbish. Toe gaan maak hy stands. Ek sê, wie daarvoor betaal? Hy sê, Eddie het daarvoor betaal. Ek kry 'n foto op vakansie, is die ligte wat so skyn om die kerk. Ek sê, wie die ligte opgesit, Charmaine? Sy sê, nee, Stan en Wynand en Eddie. Ek sê, wat kos dit? Sy sê, nee, sy weet nie. Hulle het nie gesê nie, hulle het gedoen. Ons dien nie mekaar in hierdie gemeente omdat daar 'n wet is wat sê ons moet dit doen nie. Die wet van die liefde wat in ons is, maak dit ons mekaar dien. Ons dien nie omdat daar 'n wet is wat sê ek moet doen nie. Ek dien omdat ek dankbaar is teenoor die Here Jesus Christus. Ek is so dankbaar dat hier ouens is in Makarios wat dien. Maar dink jy is bietjie unfair dat net 5 of 6 dien. 1 Petrus 4 vers 8 tot 11. Bo alles moet julle mekaar innig lief hê, omdat die liefde 'n menigte sondes bedek.
Wees gasvry teenoor mekaar, dis dien, koppie tee, wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te mor. As goeie bestuurders van die veelvoudige genade van God, moet julle mekaar bedien, in ooreenstemming met die genadegawe wat elkeen ontvang het. Jy het 'n gawe gekry, Elaine, en jy bedien die gemeente. Dat was vir my lekker die week toe 'n suster my kom sien daar in die kantoor en sy sê, ek wil betrokke raak by die kinderkerk, want my ma het gesê ek moet. Ek sê, okay, maar as jou ma nie gesê het nie, wil jy nog steeds? Sy sê, ja, ek wil, maar ek was bietjie nie lus nie, maar my ma het my net so 'n bietjie oor die randjie gestoot. Ek sê, okay, great vir jou ma. Ek sê, wat wil jy doen? Sy sê, ek kan organise. Ek sê, praise the Lord, ons kort iemand wat kan organise. Okay. En sy het meer as dit gedoen. Sy bring toe vir my 'n curriculum. As iemand aan die woord is, laat dit soos woorde van God wees. As iemand dien, laat dit wees vanuit die krag wat God voorsien het, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort vir ewig en ewigheid. En ek maak klaar. Toe ek Virginia toe kom ek met 'n woord van die Here. Weet julle, 1 Julie was dit nou 6 jaar, né? En dan kom met die woord van die Here hiernatoe. Die Here sê vir my, jy gaan soontoe net as 'n medewerker. Ek sal die werk doen. Dit het my moed gegee. Jy, weet jy wat, jy is net 'n medewerker. Werk waar God se gees besig is om te werk. Moenie werk waar God se gees nie werk nie. Help waar dit help om te help. Moenie help waar dit nie help om te help nie. Dis 'n preek vir 'n ander tyd. Ek sluit af. So 'n paar vragies. Eerste vraag, wil jy gedien word? Of is jy ook bereid om te dien? Wees bereid om ook te dien. Okay, wie gaan vanmiddag gou Bloemfontein toe ry om vir oom Lou en tannie Ellen te gaan besoek? Jy het ons nou gesê hulle is bereid om te dien. Terloops om Loos oorgeplaas ICU toe, hoor. Staan jou hele lewe in diens van God en sy koninkryk, jou huis en jou kar en jou geld en jou baadjie en jou rekenaar en jou boeke en jou bull terrier en ek weet nie wat nie. Staan jou hele lewe in diens van God se koninkryk. Is jy bereid om ook met jou geld te dien? Jy pastoor, ek gaan Bloemfontein toe ry nie, dis big bucks. Jy weet nie wat kos petrol deesdae nie. Ek weet. Dit kos dieselfde vir my. Ek stop nie daar by Boelie en dan sê hulle, o nee, jy's die pastor. Jy kry dit for free. Nee, ek weet wat kos dit. Pastoor, regtig 'n Sondagmiddag. Halleluja, have a heart, hè? Ek gaan vanmiddag 'n bietjie regtig 'n fliek opsit en ek gaan 'n chippy eet en 'n fliek kyk en my pyjamas aantrek en so aan. Ander ouens wil dit ook doen. Maar iemand moet gaan hospitaal besoek doen. Dis soos dit is. Pastoor, ons betaal jou om dit te doen. Kry vir jou. Jy betaal my nie om dit te doen nie. Gemeente betaal nie 'n pastoor om dit te doen nie. Gemeente betaal 'n pastoor om die gemeente te leer om bediening te doen. Dis waarvoor 'n gemeente pastoor betaal. Maar ons doen dit. Ons makliker om dit self te doen. As om iemand te kry om dit te doen. 'n Lewe van dienaarskap. Here, help ons. Here, help ons. Here, dis nie noodwendig groot goed nie. Vader, U weet en U stuur geleenthede om te dien ons pad langs. En somtyds is dit 'n gesprek, en somtyds is dit 'n gebed, en somtyds is dit 'n koppie tee, en somtyds is dit 'n tank brandstof, en somtyds is dit 'n boek of 'n film of 'n teaching of 'n glas water of om 'n papier op te tel. Here, help ons om die kerk te dien. Here, help ons om die brood vir die kerk te gee. En dan kan ons die krummels weggee daar buite, Here, vir die hondjies. En die ander sake.
Mooi sake, Here, goeie sake, maar nie altyd God se sake nie. Help ons, Here, dat wanneer ons dien, ons prioriteit U kerk sal wees. Ek bid, Here, soos ek my hande na hierdie gemeente toe uitsteek, laat U bedieningsgeleenthede hulle pad langs sal stuur. Here, U het gesien, hulle steek hulle hande op. Dit beteken hulle meld aan vir diens. Ek bid dat U bedieningsgeleenthede, diengeleenthede, dienaargeleenthede hulle pad langs sal stuur. In Jesus naam. Dat hulle ook die vervulling, die vrede, die seën kan geniet wat daaruit voortspruit. Here, ek dank U vir die mense in hierdie gemeente wat dien. En dat daar werklik 'n dienaarskern in hierdie gemeente is. Reeds gevestig deur U. Ek dank U daarvoor, Here. Dit maak 'n verskil aan die koninkryk, Here. Ek loof en ek eer U daarvoor. In Jesus wonderbare naam. Here, ek dank U vir die woord en dat ek die woord mag deel. En dat die woord heel eerste met my gespreek het. Waar staan my dienaarskap? En hoe lyk my dienaarshart? En Here, dat ek hierdie woord ook aan die gemeente kon deel. Word U deur verheerlik in Jesus naam. Amen en amen. Loof die Here.